Dagsie en welkom by nog 'n videoles oor funksies. In vandag se video gaan ek spesifiek aandag gee aan die gemiddelde gradiënt. Nou, as jy terugdink aan die tabelopsomming wat nog steeds vir jou beskikbaar is op Moodle, het ons die heel eerste keer in graad 10 te make gekry met gradiënt. En daar het ons ook bietjie meer spesifiek aandag gegee, nie net aan die formule nie, maar ook aan die gradiënt van ewewydige lyne as ook loodregte lyne. As ons nou terugdink aan hierdie graad 10 werk, dan het ons gesien dat die gradiënt van 'n lineêre funksie 'n konstante gradiënt het tussen enige twee punte. So indien die twee punte x1, y1 is die een punt en die tweede punt is x2, y2 is, die formule gebruik maak. y2 minus y1 gedeel deur x2, so dis belangrik as jy met die tweede koördinaat begin by jou y-waardes, dan moet jy ook met die tweede koördinaat se x-waarde begin. Goed, so dis die x2 minus die x1. Nou hierdie gradiënt kan ons met verskillende reguitlyne as volg kry. So ek sien nou altyd half die Tafelberg-prentjie. So vroegoggend as jy die berg begin klim, is lekker styl, jy gaan op, jy's lekker, bo op die berg is dit plat, ek weet nou nie, dis prakties nie regtig plat soos die skets nie, maar jy kry die prentjie en einde van die dag, dan moet jy weer berg afgaan. So jy is minder gelukkig, die dag was dalk lank, jy is dalk reeds al bietjie moeg. So, hierdie prentjie gee vir ons al die tipe gradiënte wat ons kan kry vir 'n lineêre funksie. Eerstens, as jy stygend is, dan is die gradiënt positief. Bo op die berg was die gradiënt gelyk aan 0, en as jy berg afgaan, is die gradiënt gelyk aan negatief. So jy kan gerus jouself hierdie skets op 'n assestelsel gaan teken en spesifieke koördinate invervang om te sien hoe jy elke keer kry dat die gradiënte plus, 'n 0 of 'n minus is. Daar's egter ook nog 'n reguitlyn tipe en dis die vertikale lyn. En by 'n vertikale lyn kry ons dat m ongedefinieerd is, want jy gaan sien in jou breek gaan jy 'n 0 in die noemer kry wat maak dat hy ongedefinieerd is. Nog 'n belangrike konsep om aan terug te dink is ewewydige lyne en loodregte lyne. Vir ewewydige lyne sal jy onthou as ek dit voorstel grafies, dit is twee lyne wat ewe ver van mekaar is en wat mekaar nooit sal sny nie. So dit beteken dus dat die twee se gradiënte dieselfde ook gaan wees en daarom kry ons die formule vir ewewydige lyne is M1, die gradiënt van die een lyn, gelyk aan die gradiënt van die tweede lyn M2. Byvoorbeeld, sien nou maar jy kry die vergelyking y is gelyk aan 3x plus 1. Die gradiënt van hierdie vergelyking is 3, wat beteken die gradiënt van jou tweede vergelyking sal ook 3 wees, wat natuurlik dan 'n ander y-afsnit sal hê. Vir loodregte lyne moet hierdie twee lyne mekaar sodanig sny dat hulle 'n 90 grade hoek vorm. So uiteraard beteken dit, as jou oorspronklike lyn se gradiënt M1 positief is, dan gaan die tweede lyn se gradiënt negatief moet wees. Die formule wat ons hier gaan gebruik is om te sê dat die gradiënt van die een lyn gemaal met die gradiënt van die tweede lyn moet vir jou 'n antwoord gee van minus 1. Kom ons kyk weer na die voorbeeld van y is gelyk aan 3x plus 1. Die gradiënt van hierdie vergelyking is positief 3, wat beteken die tweede lyn se gradiënt gaan 'n negatief moet wees en dan die resiprook van wat ook al die eerste lyn was, in hierdie geval gaan dit dan 'n derde wees, want 3 gemaal met minus 1 op 3 gee vir jou die antwoord van minus 1. Wanneer ons egter dink aan die kurwes waarmee ons nou gewerk het, naamlik die parabool, die hiperbool en eksponensiële funksies, sal die gradiënt van punt tot punt verander, juis omdat hy 'n kurwe maak en nie 'n reguitlyn nie. So, in meeste gevalle, gaan die werk wat jy kry en die vrae wat jy kry, gaan daar net jou x-waardes gegee word en die funksie van die bepaalde kurwe waarmee jy moet werk.
So die koördinate wat jy dan gaan nodig hê is x1 wat vir jou gegee gaan word en dan vervang jy die x-waarde in jou funksie om die ooreenstemmende y-waarde te kry. Die gemiddelde gradiënt is presies dieselfde as die reguitlyn se gradiënt. Ons noem dit net 'n gemiddelde gradiënt omdat dit op 'n kurwe voorkom. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Die funksie fx is gelyk aan x² min 4x plus 3 word ons gegee. Nou dadelik moet jy in jou kop die prentjie sien, dis 'n parabool met 'n bakkie op vorm. Die vraag word ons gevra om die gemiddelde gradiënt van f tussen die punt x gelyk aan 0 en x gelyk aan 2 te kry. So dit beteken ons formule gemiddelde gradiënt is dan, onthou die y-waardes kom in die teller, so f in die punt 2 minus f in die punt 0 gedeel deur 2 minus 0. Jy kon dit natuurlik ook omgeruil het, jy kon byvoorbeeld gesê het f in die punt 0 minus f in die punt 2 gedeel deur 0 minus 2 en dit sou vir dieselfde antwoord gegee het. Gaan werk nou uit. Kyk maar hoe maak ek gebruik van hakkies. So onthou, f in die punt 2 beteken jy met oralster waar jy 'n x in jou oorspronklike vergelyking sien, die x vervang met 'n 2, so hier het ek dit gedoen, en dan ook so soortgelyk met die 0, en dan kan jy net van daar af vereenvoudig, en nog verder vereenvoudig, en onthou, breuke moet altyd in die eenvoudigste vorm wees, so jou finale antwoord, so jou gemiddelde gradiënt, is gelyk aan minus 2. Hierdie is 'n lekker kort video gewees, en dit is eintlik redelike maklike werk, omdat jy nou al reeds van tevore met die gradiënt gewerk het. So maak net seker van jou skryfwyse, daai funksienotasie, indien jy daarmee nog sukkel, gaan kyk gerus weer na die eerste lesvideo wat ons hanteer het. Lekker werk!